Wat sê, môre vriende, familie en geliefdes. Ja, nuwe plek, nuwe kerk. Maar weet julle, ons Vader bly dieselfde. Elke oggend, elke aand, elke dag, is hy presies dieselfde. Ek moet net eers vir my ou vroukie vir Almosie sê baie dankie vir die harde werk wat julle hier ingesit het. Dankie jou Almosie. Ja, dit lyk pragtig, maar ek glo dit gaan nog beter en beter word. Yes, okay, daar's hy. Vriende, ek wil vandag met ons iets deel oor 'n verwagting, expectation. Ja, ek weet, ons almal weet in wat se seisoen ons is. Baie mense noem dit die silly season. Ander mense noem dit weer die geseënde een. Baie mense het hulle eie opsies, hulle eie weergawe van die tyd wat ons nou in is. Ons weet almal, baie van ons noem dit Kerstyd, waar ons Jesus se geboorte vier. Vriende, ja, ek dink in daardie tyd, Josia en Amos se tyd en daar, wat het hulle ook mos 'n expectation gehad. Ek meen, hoeveel keer het Josia nie aangehaal van die seun wat gebore word, die verlosser wat gaan kom. Sien, in daai tyd was al klaar ons 'n expectation, iets om na uit te sien, verwagting. En hulle het gewag en gewag en gewag. Maar dit is asof Josia se profesie neem net nie bewaar word nie, want jy weet ons as mens, ons is mos haastig, ons is mos toemiddelboedel mense. As ons 'n ding nou insit, moet dit nou gebeur. Ons wil nie wag nie. Soos ek laas ook gesê het, ons toemiddelboedels is nie toemiddelboedels, jy nog nie kan eet na 2 minute. Jy moet nog eers 5 minute wag dat dit afkoel, so is eintlik 7 minute noedels. Voor ek verder gaan, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Messia en deur die leiding van die Heilige Gees vra ek vir u, Here, dat u nou sal spreek, Here, laat die woord op vrugbare grond sal val. En ja, Here, laat ons die wêreld op buite los en regtig sal fokus op wat u vir ons wil sê. Here, ons loof en ons prys u vir hierdie nuwe plek, vir 'n nuwe begin nie. Ja, Here, en sodat ons almal ook 'n verwagting het
'n verwagting van nie net wat in hierdie wêreld gebeur nie, maar vir wanneer ons Here Jesus Christus terugkeer. Here, dankie dat hy aarde toe gekom het. Dankie Here Jesus dat u ingestem het, ingewillig het. En dankie dat u vrywillig u lewe vir ons kom gegee het. Ons loof en prys u daarvoor en dit wat ons nou gaan bespreek. Here, laat ons dit regtig op vrugbare grond val en laat ons sal luister die Heilige Gees vir ons sê. Vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam en ek dank u daarvoor. Amen. Verskoon tog. Vriende, ek lees van 'n julle moet maar verskoon, ons het so 'n paar diertjies ook hier in die kerk vanoggend. Maar ja, dis ons almal God se skape, se skepseltjies, se maakseltjies. Gelukkig maak die kerk vol, saam met die engele natuurlik wat hier sit. Baie welkom aan hulle ook, ons eregaste. Vriende, ek lees van 'n vroutjie wat in 'n ver afgeleë dorpie bly. En elke aand het die vrou 'n kers aangesteek en het aan haar vensterbank gesit. Natuurlik, die mense van die dorp het gedink, die vrou was iets kort. Maar hoe doen jy dit nou? Mag sy vir 'n man, mag sy vir iets, of steek sy kers op om iets te kan kry? Ons almal weet ons waaroor gaan kers opsteek sit, waarvoor dit staan. Maar nee, weet julle, dit aangaan vir jare en jare. En toe een dag, in die verte, onthou daai tyd het hulle mos nie krag en goed gehad nie. In die verte toe kom 'n man aangestap in die dorp, 'n vreemdeling, nuweling. En hy was verlore gewees. En hy het nie regtig geweet waar om te stap nie. Maar met dit het hy daai liggie in daai venster gesien. Toe weet hy, maar weet jy, loop agter die lig aan. Is dit nie presies wat ons vandag moet doen nie, vriende? Ons weet almal, hulle sê mos ja, daar's altyd lig in die tonnel. Maar volg ons mos die lig. Weet julle, ek weet nie gaan nou van die punt af gaan nie, maar dit is vir my so verbasend. As jy in 'n donker tyd is, as jy in 'n moeilike tyd is, gewoonlik as jy nou so 'n bietjie daar begin uitkom, dan sê hulle almal ja, daar's dan lig in die tonnel. Daar's lig. En is dit nie wat Here Jesus vir ons kom wys het nie? Is dit nie wat hy vir ons geword het nie? Is hy nie daardie lig wat ons moet volg nie, sodat ons nie goed vasloop nie, sodat ons nie struikel en val nie? Die lig van die wêreld. Dan gaan ek weer terug na die profeet Jesaja toe. Toe hy dit gesê het, van die verlosser kom. Maar natuurlik het die mense dit verkeerd verstaan, want hulle het gedink, hy gaan nou Rome oorvat en hom verpletter slaan en hy gaan nou die nuwe koning wees. Want dit is nie van daardie koninkryk wat Jesus van gepraat het nie. Die koninkryk wat Jesus van gepraat het, is daardie koninkryk in die hemel. Maar dit is net vir my so asemrowend dat hierdie vrou ook daardie lig aangesteek het en vir daardie vreemde man wat toe in daardie dorp aangekom het, was dit 'n plek om na toe te loop. Dit is 'n plek waar hy kon gaan veilig voel het. 'n Plek na veiligheid. Daardie lig in daardie vrou se vensterbank. Sien vriende, ons moet ook eintlik so leef dat ons ligte deur die Heilige Gees in ons gevul is. Onthou, as die Heilige Gees in jou is en hy woon in jou, skyn jou lig. Dan skyn jy van binne af. En die duisternis kan dit nie kom verdoof nie. Ons verblind die duisternis. En dan is ons die lig wat in die duisternis leef en loop. En ons gee lig vir die om ons. En weet julle vriende, hoekom dit so belangrik is om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees? As jy al daardie liggies vat en jy begin by mekaar sit, hoe helder begin daai lig skyn? Hoe helder, hoe groter, hoe bright. Is dit nie wat gebeur as 'n ou klomp kersse ook by mekaar sit nie? Is dit nie wat gebeur as 'n oue klomp houtstompe by mekaar gooi om vuur te maak? Hy vuur word ons groter. Hy brand helderder. So vriende, is dit nie presies dieselfde wat in 'n kerk moet gebeur nie? Is dit nie hoekom 'n ou in 'n kerk moet ingaan nie? Gemeenskap van gelowiges. Sodat daardie lig kan uitbars, uitstraal uit elke opening en elke gebou.
Is dit nie wat moet gebeur nie? En dan dra ons mos nou daardie lig buitentoe. Julle weet julle dit, jy kan dit eintlik so stel, as jou lig skyn, jy gaan deur die week. Dit is soos jou selfoon se battery wat pap word. Jy moet hom elke aand charge. Of as jy baie besig is op jou foon, jy moet seker 2 keer 'n dag charge. Want die battery loop af. Hy moet geherlaai word. It must be charged again. Almost I'm going to try and put in an English word here and there. You know, that is my favorite second language. Except from Afrikaans and Afrikaans. Alright, but if you need to know something else, just tell me, swing it a bit and I'll do my best, okay? Because I really want to let you also get what is being preached here today. Okay. Or you can just come and see me afterwards. You just say, I don't understand that and that. Alright. For you who don't know, we just moved here into a new house. God blessed us. And then, yeah, my friend from Joburg came to help us. I mean, he's a painter, he's an electrician, he's a jack of all trades. And yeah, he's a master. I just don't know on which trade he's a master. But thank you, Amos, yeah? So ja, vriende, soos jy nou die battery van jou foon moet charge, hy moet geherlaai word. Enige iets moet geherlaai word. Jou kar se petroltank moet gevul word. Hy kan nie net ry nie, al ry jy 'n elektriese kar. Jy moet hom nog steeds charge. Nou vriende, is dit nie presies dieselfde met ons gees nie? Is dit nie presies dieselfde met ons geestelike lewe nie? Waar gaan jy om geherlaai te word? Gaan jy nie na 'n kerk toe met 'n verwagting nie? Soos daai mense in Jesaja, hulle mos nou 'n verwagting die Messias kom. Maar niemand het geweet wanneer. Niemand. Net die Vader het geweet. Wanneer sy seun aarde toe gaan kom. So ja, vriende, waar gaan laai jy jou battery? Waar gaan jy herlaai jy? Waar gaan vul jy weer jou siel? Waar gaan vul jy jou gedagtes in jou hart? Glo en vertrou ons elkeen hier daardie plek. En hoe geseënd is ons nie? In Suid-Afrika veral nog. Dat ons plekke het van aanbidding wat ons daartoe kan gaan. Vriende, maar dit is nie waar my boodskap gaan nie. Dit is maar nou net iets wat die Vader op my hart gedruk het. En ja, so praat ek myself altyd van my skrip af. Maar ja, God is goed. Sien vriende, ons Vader in die hemel, hy begin altyd sy beste, sy grootste werke, his biggest work, in silence, in stilte. God werk gewoonlik, wanneer ons dink hy is stil. Wanneer ons dink, o, Jesus, maar waar is God? Waar is God? Sien, gewoonlik is stilte 'n voorbereiding vir iets wonderliks wat gaan gebeur. Ons moet net eintlik stil sit en wag ook. En luister. En luister. En sien vriende, dis baie kere wanneer die onsigbare die sigbare oorval. Ons weet mos, of althans my gunsteling vers in die Bybel is Hebreërs 11 vers 1. Is dit nie waarop ons Christelike geloof toets nie? Is dit nie waaraan ons vashou nie? Ek lees vir ons. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. As ek jou vandag moet vra, wat is jou grootste verwagting? Wat verwag jy? Wag jy vir daardie man om vir jou te vra om te trou? Wag jy vir jou eerste babietjie? Wag jy om te begin werk soos baie matrieks volgende jaar dalk? Wag jy om jou uitslae te sien soos baie matrieks, ja? Waar verwag jy? Wag jy vir daai verhoging wat kom? Wag jy vir daai nuwe kar? Sien vriend, dis als aardgoed. Daai goed vergaan. Dit is waar die stof en die roes en die mot dit opeet. Dit vergaan. Jesaja se profesie was gewees. Die Messias kom. Dit is 'n verwagting vir iets groters.
Kyk, ek kan met al die eerlikheid sê, my verwagting, my grootste opgewondende verwagting is dat Jesus ons kom haal. Hy gaan kom. Weet dit verseker. Die vraag is, verwag jy dit? Sien jy uit daarna? Of vrees jy dit? Vriende, ek kan vir jou met eerlikheid sê, as jy dit vrees, is jy in 'n gevaarstraat. Hoekom wil jy hom vrees wat vir ons lewe gegee het? Hoekom wil jy vrees om hom te ontmoet? Is daar iets wat jy wegsteek? Is daar iets wat jy nog nie reg gemaak het met hom nie? Is daar iets waaroor jy skaam is? Vriende, verseker gaan daardie wagtydperk op 'n einde kom. Ons gaan nie wag nie. Dit gaan gebeur. Is jy reg? Is jy soos die wyse maagde of die onwyse maagde? Het jy genoeg olie om te wag of gaan jou olie opraak? Goeie vraag nie, vriende, goeie vraag. Maar weet jy, die Vader beloof vir ons. Hy sê vir ons in sy woord in Psalm 46 vers 11. Wanneer ons dink God is stil, werk hy en hy sê, wees stil en weet dat ek God is. Ek sal verhoog word onder die nasies. Ek sal verhoog word op die aarde. Ons weet dat ons Here Jesus verhoog op 'n kruis. Maar toe word hy verhoog in die hemel. Ons weet dit. En vriende, hy gaan dit weer kom doen. Maar ons moet dit een ding mooi onthou. Wanneer ons Here Jesus nou weer terugkom, kom hy nie as 'n babietjie nie. Hy kom as 'n vegter. Hy kom as 'n koning. Om te kom verwoes die wat hom daai te verwoes het. Hy kom as 'n koning om te kom heers oor wat Vader vir hom gemaak het. Onthou, Vader het gesê alles is vir hom gemaak. Alles. En al wie hom moet vrees, is daardie wat in die duister rondloop. Ek wonder hoekom. Hoor jy altyd van gevare en van inbrake en van moord en al daardie lelike dinge in die aand. Want hulle kan dit wegsteek. Mense sit nou al soveel ligte om hulle huise, sodat hulle die duisternis kan verdryf, sodat hulle die vyand kan sien kom. Maar vriende, eendag van die dag gaan dit nie meer nodig wees nie. Want weet julle, wanneer ons in die nuwe Jerusalem gaan woon, Vader is die lig. Sy teenwoordigheid is die lig. Ek weet ons almal weet, toe Moses op die berg saam met die Here was, het hy baie tyd, ek dink 40 dae saam met die God spandeer op die berg. En toe hy daar afkom, was hy so verhelderd, want hy sy gesig moes bedek en laat die ander mense in die lig moes gesien het. So hoe gaan hy vir die nuwe Jerusalem verlig word? Deur God se teenwoordigheid. God is lig, net soos hy liefde is. Dis 'n verwagting, my vriende. En verwag julle, ek sê dit al baie, hy feesmaal. Hy feesmaal wat Vader self voorberei. Ek wonder of ons self so kan trommel dik eet, soos wat ons gewoonlik hier op aarde soms. Gaan ons naar word van al die kos. Ek glo amper nie. Ek dink dan ons gaan selfbeheersing daar kan toepas nie. Ja, net so netjies gesê. Vriende, maar ja, ons wag op God, ons wag op sy tyd. Ons weet ons almal sy tyd is perfek. En hy weet presies wanneer wat moet gebeur. Ons moet nie dink dat die Here het vergeet van ons nie. Ons moet nie dink dat hy vergeet het van sy belofte om sy seun terug te stuur. Ons weet mos wat God is, God van liefde. En God wil niemand sien verlore gaan nie. Niemand. Dis hoekom hy wag om sy seun terug te stuur om ons te kom haal. Dis die enigste rede. Jy sien vriende, wanneer ons gewoonlik wag, dan groei ons mos. Wanneer ons wag, dan leer ons geduld aan. Dan wag ons geduldig. Ek wil weer teruggaan na daar van Jesaja, toe hulle gewag het vir Jesus.
Onthou sy disippels was ook 'n bietjie deurmekaar gewees. Want toe vra hulle hom ons meester, is dit nou die tyd dat u die koning gaan word, die wêreld gaan oorneem? Maar hulle het nie verstaan wat se verlossing Jesus moes bring. Ons lees in Romeine 8:25. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Is dit nie pragtig nie? Ons volhard mos met die wagtydperk van ons Here Jesus wat gaan terugkeer. Ons wag mos met geduld. Dis nie nodig om hom aan te jaag nie. Sy tydsberekening is perfek. Sien vriende, God stel nie belang aan wat hy vir ons gee nie. God stel belang in jou hart en wat jy word. En hoe jy hom vertrou met jou geduld wat jy wag. Dis waar God belang sal hy stel belang in jou hart. Jou hart moet gesuiwer word voor hom. Skoon gemaak. Is dit nie lekker om te weet dat ons weet dat ons wag nie vir niks nie? Hoeveel keer van julle al vir iets in hierdie wêreld gewag? Jy het gedink dit gaan gebeur, maar dit het nooit gebeur nie. Dit het nie gerealiseer nie. Hoeveel keer het jy verniet gewag dalk vir 'n, kom ons roep dit maar 'n date, 'n blind date wat nie opdaag nie. Verniet. Jy weet julle, ons Here is nie so nie. Hy gaan kom op die wolke. Hy gaan kom om ons te kom haal. Ons wag nie verniet nie. Maar wat doen ons terwyl ons wag? What are we doing while we waiting? For that expectation that God promised that His Son is coming back. What are we doing? Is ons honger vir die woord? Is ons honger om meer van hom te hoor? Is ons honger om ons geliefdes te vertel van hom? Is ons honger om vir ons geliefdes te vra, is julle reg? Of wag ons maar dat iemand anders hulle vertel? Sien vriende, wanneer die Heilige Gees in ons ingaan, in ons kom woon, dan gee ons mos daardie honger om meer en meer van Jesus te weet. Ek meen, is dit nie vir julle lekker as wanneer julle die woord lees, veral Johannes, is pragtig. Hoe Jesus absoluut die Fariseërs en die Sadduseërs op hulle plekke sit elke keer. Met soveel wysheid. Wil jy nie meer en meer soos Jesus dan word nie? Wil jy nie daardie wysheid bekom nie? God het gesê ons kan daai wysheid van hom vra en hy gee vir ons elkeen sonder om te veroordeel. Ons elkeen gee vir ons daai wysheid, that wisdom. He gives it to each and everyone. You must just ask for it. And He will give it to you. Wil ons nie meer en meer soos Jesus word nie? En hoe gaan ons meer en meer soos Jesus word as ons die Bybel lees nie? Hoe gaan ons meer en meer soos hy wil word as ons nie weet hoe om dit te doen nie? Ek meen, jou lewensmaat. Jy spandeer ons baie tyd saam met die persoon. En die een het nie eens 'n boek geskryf oor hom of sy lewe nie. Maar jy lees hom soos 'n boek. Jy lees sy ins en outs. Jy weet presies hoe hy voel. Want hoekom? Jy spandeer tyd met hom. Dus dit nie die tyd wat ons moet vat om ook saam met ons Here Jesus te moet spandeer nie. Om meer en meer soos hy te word nie. Om sy karakter te kan sien en sy karakter te kan lewe. Vriende, om 'n verskil te maak op hierdie aarde. Jy sien, wanneer ons wag, dan roep ons hart mos na God. Ja, en dan voel dit soms vir ons, hoekom is God so ver? Hoekom hoor God nie my gebede nie? Wat is dit? Waar is hy? Ons moet dit onthou, ons God slymer of slaap nooit. Hy is altyd wakker. Hy is altyd daar. Hy is nader aan jou as hy klere aan jou lyf. Hy is daar. In stilte. In stilte wag hy. Ons kan ook wag. Ons wag nie vir niks. Ons wag ons op haar wederkoms. Ons smag na God, ons smag na sy woord. Ons smag om meer en meer van hom te weet en van hom te leer. En hoe gaan jy dit regkry? As jy nie jou Bybel lees nie. As jy nie in gemeenskap van gelowiges kom nie.
as jy nie tyd in gebed spandeer nie? Hoe gesels jy met jou geliefde as jy nie met jou mond oopmaak en praat nie? Hoe anders te gesels jy met God? Vriende, Psalm 42 vers 2 sê vir ons, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag my siel na U, o Heer. Ek soek meer en meer en meer. Jy sien daardie verwagting dat ons Here Jesus kom. Dit verander ons fokus. Ek wonder die mense in Jesaja se tyd of ek dink hulle fokus was net anders. Onthou, hulle het nie die hele woord gehad wat hulle kon gelees het soos ons nou met die Nuwe Testament in nie. Hulle het net die ou geskrifte gehad. Hulle het geweet hy kom. Hulle het gedink hy gaan op 'n verkeerde manier koning word. Hulle het nie verstaan dat hy moet sterf nie, dat ons kan lewe nie. Hulle het dit nie gesien nie, hulle het nog nie verstaan nie. Maar ons het die hele woord, die hele brief, 66 boeke van ons verwagting. En as jy daai verwagting mos het, wat raak dan vir jou belangrik? Raak die wêreld vir jou belangrik? Of raak Jesus vir jou belangrik? Maak dit saak wat mense van jou dink en sê, of maak dit saak wat God van jou dink en sê? Vir wie wil jy treat? Vir wie wil jy jou beste voetjie voorsit? Onthou net, ons kan nie vir God goed wegsteek nie. Hy weet alles. Ons kan nie voor hom sit. Hy weet alles. Hy weet ons is almal sondaars. Hy weet ons is almal in sonde gedompel. Hy weet dit. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. Sy seun wat vir ons kom sterf het. Vriende, ons almal het 'n verwagting. En weet julle, ewen daai verwagting gaan 'n vervaldatum kry. Ewen daai verwagting gaan tot op einde kom. Ons lees in Kolossense 3 vers 2. Wanneer ons nou so sit en wag en stil is, waar loop jou gedagtes heen? Dan sê die skrif vir ons, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is. Hou jou besig met God se dinge. Dink daar waar Jesus sit en plek is en besig is om ons plek voor te berei. Hou jou gedagtes by hom. Ons verwag dit mos. Ons verwag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Net soos die mense in daardie tyd 'n verlosser verwag het. En ek weet dit is waar ons nou ingaan, 'n Kersseisoen, Kerstyd. Om Jesus se geboorte te herdenk is nie 'n sonde of 'n straf nie. Ons sê glo nie ons doen verkeerd nie. Ons aanbid hom wie gebore is. Ons sê vir God dankie dat daardie kind gebore is. Dit is waar dit gaan. Dis sy geboorte. Ek meen tog vier ons as mens ons eie verjaarsdag. Hoekom kan ons nie Jesus in vier nie? Ja, ek weet ons het nie die regte dag nie, ons het nie die regte tyd nie en al daai dinge het ons nie. Maar ons het 'n dag wat ons dit kan vier. Maar eintlik moet ons dit elke dag vier. En nie net op die 25 Desember. Elke dag. Dat daar vir ons 'n verlosser gebore is. Elke dag kan ons dit vier. Sien vriende, God berei ons harte voor vir daardie dag. Dis hoekom ek nou gesê het, is jy bang om Jesus te ontmoet? Of sien jy uit om hom te ontmoet? Jy sien vriende, ons vra wanneer. God vra, is jy gereed? Are you ready to meet your maker? Are you ready? Sien, ons Hemelse Vader se tydsberekening is perfek. Hy word nie aangejaag nie, want alles is perfek. Sien, God wag nie omdat hy laat is nie, soos ek nou gesê het nie. Hy wag dat soveel mense sy seun kan glo. Want hy wil nie enige een van ons moet verlore gaan, maar dat ons almal ewige lewe kan beerwe. Psalm 130 vers 6 sê, vriende, my siel wag op U, Here, meer as wagters op die môre. Gemeente, vriende, bly wag, bly glo, bly hoop. Bly in God.
vir daardie verwagting wat gaan kom. Here Jesus gaan ons kom haal, either met die wegraping of wanneer jou lewe op aarde verby is, jou tentwoning word afgeslaan, jy gaan na jou permanente woning toe. En nog 'n verwagting wat die Here Jesus so op ons harte kom druk het, wat ons kan doen as Christene, as volgelinge van ons Here Jesus Christus, om te weet dat ons heerser, ons koning, leef, en hy gaan terugkom. Toe Jesus daardie aand voor sy begrafnis, voor sy kruisiging, het hy sy disippels bymekaar geroep en vir hulle gesê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Ja vriende, ek praat van niks anders as die avondsmaal, die nagmaal, wat Jesus ingestel het, om ons te herinner. Ek dink dit is nie net om ons te herinner van sy wederkoms nie, maar dit is ook om ons te herinner vir wat hy vir ons gedoen het, vir wie hy is en vir wat hy is. So vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. In 1 Korintiërs 11:27 sê die woord, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So vriende, die brood wat ons breek is 'n gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Dis hoe hy dit daar ingestel het, om ons te herinner. Dit is ook 'n expectation. Dis 'n verwagting. En dis 'n belofte. Hy gaan terugkom. Hy gaan. So vriende, neem eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. En nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Van u rykdom en u seën, al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vrou. En die beker van danksegging is 'n gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink dit, drink. Dink daaroor en glo dat die kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11:27 sê vir ons, net soos die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Vriende, daar is geen God soos ons God, wat magtiger is, liefdevoller is en getrouer is, as wat ons ooit met ons hart en verstand kan glo nie. Mag ons vandag God ervaar. Mag ons regtig weet, hy leef en glo hy kom weer. Ons het daardie verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En mag julle hierdie feesseisoen geniet met die wete dat ons Here Jesus gebore is uit 'n maag en vir
ons die ewige lewe te kan kom gee. Kom ons sluit die hoofde, sluit die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie vir al hierdie beloftes van U. Here, dankie vir die afwagting wat ons het om te weet dat U kom. Here, maar nie net om te weet dat U kom nie, maar dat U alreeds hier is. U is alreeds in ons harte. Here, dankie dat U die Heilige Gees uitgestort het vir ons om te kan glo in U en U seun wat hy gedoen het en wie en wat hy is. Here, help ons om ons ligte so helder te laat skyn vir U. En ja, Here, laat ons kan vier dat Jesus Christus gebore is uit 'n maagd Maria. En ja, Here, ons glo en ons glo dit met ons hele harte. Vader, wees so saam met ons in hierdie seisoen. Versterk ons geloof. Help ons om waarlik meer en meer soos Jesus te word. Vader, laat ons nie mekaar oordeel of veroordeel. Laat ons almal ons oë op die wenstreep hou. Ons mekaar aanvul met en bemoedig met die liefde soos Here Jesus aan sy disippels gegee het. Na hulle hom verraai het, ontken het, maar hy was nog steeds lief vir hulle. Nadat al daardie mense wat hom gekruisig het, wat hy wel vir hulle gesê het, vergewe hulle. Vader, help ons om daardie hart te hê, soos ons Here Jesus Christus. Dankie vir daai verwagting wat ons het, maar dankie dat ons verseker kan wees. Verseker dat hy wel gaan kom. Vader, laat ons ligte vir U skyn en laat die duisternis nie kan binnendring. Ek vra dit in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. En ek dank U daarvoor. Vader, ook hierdie briefie wat ek het. U weet waarop staan. Dis tussen U en die skrywer. En ja, Here, ons sê dit is op afgehandel. En dankie dat U dit ook geantwoord het. Wel, gaan so saam met ons waar ons hierdie nuwe week ingaan, nuwe werksweek. En ja, Here, dat ons regtig disippels van U sal wees en U ligte helder sal dit skyn. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. En geniet hierdie vakansietyd. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom my weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning.